Mighty God, Redeemer, Savior, Prince of Peace is He. King of glory, our provider, healer He must be. Everlasting Father, the one who saved our souls. Emmanuel, Master, Teacher, Ruler, King of Kings is He. Who is He that calms the raging sea? Who is He? Prys sy wonderlike naam, ek is so bly om met u te wees en dankie dat u ingeskakel het. Onder op hierdie skerm sal bankbesonderhede verskyn. Ek het nou versuim oor die afgelope paar opnames om ietsie te sê daaromtrent, maar ek wil net vir u baie dankie sê vir u ondersteuning en vir u gebede en baie dankie vir u wat elke week inskakel om hierdie program en uitsaai moontlik te maak. Dankie dat u gehelp het om hierdie rekening te betaal en dankie ook vir Kruiskyk en hulle wat het moontlik gemaak het vir ons om te kon uitsaai. Kom ons bid saam en ons vertrou God vir 'n bonatuurlike intervensie en dat hy ons sal help om hierdie geloof uit te kan leef in suiwerheid. Amen. Vader, ons dankie vir die oomblik. Ons dankie dat u getrou is om met ons te wees elke oomblik van ons lewens. Dankie vir 'n goeie nagsrus. Dankie Here wat u woord wat sê u gee aan u geliefdes slaap. Ek wil bid vir hulle wat moeilikheid het met hulle slaappatrone, daar waar daar 'n storing is in die nag, daar waar daar op ontydige oomblikke wakker geword word. Ek bid Here dat u 'n salwing sal nalaat, dat wanneer u volk se kop op die kussing is, daar 'n ordentlike slaap kan wees, sonder verstoring, sonder enige intervensies. My God, in Jesus naam dank ons u daarvoor, en bid ook nou vir geopende ore, oë wat kan sien wat die Gees wil toonbeeld en harte wat ontvanklik is vir die lering van God in geregtigheid. Here, word verheerlik deur ons lewenskeuses, hoe ons sal dink, wat ons sal sê en ons optrede te midde ons medemense. Dankie my God vir groot genade en vergifnis van sondes, daar waar ons gefaal het, daar waar ons gesondig het, Here, pleit ek nou die bloed van Jesus en ek vra, Here, dat u genadig sal wees om vir hulle wat siek kom word het, heel te maak en sal genees in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Nou volk van die Here, ek wil vir u 'n getuienis aflewer, maar dit is iets wat eintlik 'n groot onnigtering was vir my, selfs vir my wat nou al dekades die Here dien. Kom besef ek, daar is altyd iets om te leer, iets niets om aan te gryp, en vir as sulks wil ek sê dat vir my is dit nogal 'n ernstige boodskap wat ek nou oor gaan praat. En ek wil letterlik begin in die boek van Spreuke. Ek dink, ek en u het al hier die skrif gehoor by andere, en miskien het ek het ook herhaal op een of ander tydstip, maar ek praat nou uit Spreuke 18. Spreuke 18 en baie spesifiek vers 21. Sal ons daar begin? Vers 21. Engels lees soos volg: The tongue has the power of life and death. And those who love it will eat its fruit. Die Afrikaans sê, die tong het mag oor dood en oor lewe. Hulle wat lief is om te praat, moet saamleef met die gevolge van hulle woorde. Daar die Afrikaanse weergawe is effens anders as die Engels. But we get the gist. Die idee is baie oënskynlik. Dit is nie verberg of verborgen nie, dit is daar oop. Ons tonge
vorm die woorde wat uit ons harte en gedagtes opkom. En met ons asem en ons stembande kan dit gehoor word. Nou, ek het hierdie skrif gekies, want ek luister eendag na 'n getuienis van 'n baie kragtige man van God, wat 'n groot naam gewerf het, voor hy gedood het. Hy het gedood op 'n baie ryp ouderdom, seker in sy laat 80er jare. Mense mag miskien sy naam ken. I think it was Kenneth Hagin. I stand corrected, but I think it was Kenneth Hagin. Dis die naam van die man van God wat ek getuienis van gehoor het. En hy vertel van 'n geleentheid in die vroeë dae van sy bediening, wat hy hospitaalbesoek afgelê het na versoek van gemeentelede vir 'n familielid wat in 'n koma was in 'n hospitaal. En die persoon was nog op 'n jong ouderdom, ons praat seker nou nog nie 40 jaar oud nie, wat hy 'n skielike siekte opgedoen het, en die siekte het hom in 'n koma toestand geplaas, en die dokters het nie geweet hoe om hom uit sy koma uit terug te bring nie, en hulle was oortuig daarvan dat as hy nie uit die koma opgewek kon word nie, hy sou definitief dood. Vir wat se redes ook al, is ons nou nie by die mediese komplikasies wat daar plaasgevind het nie, boonbehalwe om te sê, omdat hierdie man van God by sy kerklede versoek was om by hulle familielid besoek af te lê in sy hospitaal lydende toestand, het hy homself in daardie verpligting gevind, het gegaan en hy het daar gaan staan en bid en so, en hy het besef dat die persoon na belydenis van die familielede was nie 'n gelowige nie. Daar was nie oortuiging dat die persoon 'n gelowige was nie. En die nood en die dringendheid was om hom uit sy koma toestand te bring, sodat hy ten minste aangespreek kon word met betrekking tot sy ewige bestemming. En al wat gebid was daar geen verandering in die persoon se toestand nie. Maar hierdie was 'n regte opregte man van God wat geweet het hoe om te luister en hoor wat die Heilige Gees te sê het rondom verborgde situasies. En hy het dus homself so ingeskakel met hierdie proses om by die Here te hoor, wat gaan hier aan? En soos hy nou gehoor gegee het aan die stem van die Heilige Gees in sy gebede en sy wag voor die Here, het hy aanhoudend gehoor hierdie woorde. Hy sê, hy hoor die woorde in die Gees dat die Here verklaar en sê aan hom, dat 'n antieke wet is in 'n siklus gebring. An ancient law has been brought into a cycle. And this ancient law is busy having its way and cannot be stopped. En hy wonder toe, wat beteken dit? Dit klink so vreemd vir hom. Maar hy was 'n gesoute man van God, en soos hy dinge voor die Here besin het die Here vir hom begin leer, en hy het met die familielede gepraat, en van hulle het gesê, dat hy het altyd vanaf sy kinderjare gesê, dat hy seker soos van sy voorouers en ouers nie 'n ryp ouderdom sou behaal nie. En hy was seker daarvan dat hy, voordat hy ver gevorder in sy 30er jare sou wees, sou hy al reeds gesterf het. En hierdie woorde het hy op verskillende maniere en verskillende kere het hy dit herhaal. En toe besef die man van God dat dit is wat hy in die Gees gehoor het, dat 'n antieke wet, 'n oerwet, 'n ou wet, 'n beginsel van wese, was aan die beweeg gebring, deurdat hierdie man hierdie woorde oor homself bely het.
Okay, om die storie bietjie in te kort, die waarheid rondom die situasie was dat die man van God het toe vergeefs gebid, hy kon nie uit sy koma situasie gebring word nie, en met verloop van tyd het hy gesterf, en die dokters in die hospitaal het hom dood verklaar, en die familie was in rou gedompel, en hy moes toe troos of probeer om te verduidelik, en al wat hy kon sê was, dat hierdie man se eie mond het 'n beginselwet, 'n foundational truth, a principle truth. It brought a principle truth into motion by the fact that he had from childhood already repeatedly confessed over his own life that he will never reach an old age, and that for sure he will die like some of his forebears have died while they were still in their 30s. Dit was min of meer die storie wat ek onthou, wat ek nou gehoor het volgens die belydenis van hierdie man van God as sy ervaring. En ek noem dit vir u na aanleiding van wat ons nou net gelees het, dat die tong van 'n mens besit mag, het die gesag om dood en lewe te verklaar. En dood en lewe word verklaar deur bewoording. Deur wat jy sê, wat jy kies om te sê, wat jy sê jy glo, wat jy sê as jou idees rondom dinge in die lewe. En die manier wat die Spreuke aan ons opgelê is en in die Bybel opgeteken is, sê dat hy wie lief is daarvoor, of wat so woorde ook al jy lief is om te herhaal en om te verklaar en om te profeteer en om te sê, daardie woorde word 'n vrug wat jy sal eet. Jy sal dit eet. Kom ons lees dit weer. Dit is goed om 'n ding te herhaal sodat hy ingeskerp kan word. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Die tong het mag oor dood en oor lewe. Hulle wat lief is om te praat, moet saamleef met die gevolge van hulle woorde. Nou, die beginsel rondom die herhaling van dinge word aan ons geleer deur Paulus in 2 Korintiërs 13. Ek wil haas maak om gou by daardie skrif uit te kom. 2 Korintiërs 13 vers 1. 2 Corinthians 13 verses 1. En Paulus skryf en hy sê, dit is die 3de keer dat ek nou na julle toe kom. In die mond van 2 of 3 getuies staan elke woord vas. In the mouths of 2 or 3 witnesses, by the testimony of 2 or 3 witnesses, every matter must be established, or will be established. Nou hierdie bewoording is natuurlik 'n quotasie van Paulus. Paulus quoteer nou eintlik uit die boek van Deuteronomium 19 vers 15, en daar is die grondleggende beginsel rondom getuienisdraery. En in hierdie geval, wanneer ons nou kyk na ons monde, en wat ons kies om te praat, en wat ons kies om te sing, en in verlede week se boodskap en die week voor dit se boodskap, het ek gepraat van, ons moet sing en luidrigtig jubel, en ons moet geestelike koortjies en gesangstukke wat praat van God se goedheid en God se goedertierenheid en God se intervensies en God se redding en saligheid en genesing en verlossing. Dit is die goed wat ons moet oor praat en oor sing. So dit het nie net te doen met praat en verklarings en profetiering nie, dit het ook te doen met sing. Dit het te doen met sing. En ek noem dit vir u so, want ek wil nou vir u getuienis, 'n persoonlike getuienis van myself, wil ek met u deel. En dit help ons om, en dit my versterk in my oortuiging, my wêreldmense, hierdie goed is 'n werklikheid.
ons moet regtig waaksaam wees oor ons monde. Die Bybel sê, sit 'n wag voor jou mond. En moenie gou wees om te praat nie. Want wanneer jy praat of verklaar of profeteer, dan is jy besig om 'n getuienis te wees. En die eerste getuie is of dit wat die duiwel oor jou verklaar, of die demone oor jou bespiegel, of jou getuienis stem saam met wat God sê en wat die engele bereid is om te doen. Dis een van die twee, of die duiwel of wat God het. Daar is jou eerste getuienisdraers van die woorde wat in jou eie mond sal wees. En wanneer jy 'n getuie het tot en met 2 of 3, dan as die ding gevestig, then the thing will be established. Now, what happened with me was the following. I am an avid musician to amuse myself, not to entertain other people. But I have used it many times to help other people in worship and praise. But from a very early age, when I started playing music, guitar specifically, and singing, my music was mostly secular music, sekulêre musiek, wêreldse musiek. Totdat ek tot redding gekom het, toe stop ek alle musiek en ek sê toe myself, ek sal nie weer musiek speel totdat ek koortjies en gesangstukke, geestelike gesangstukke kan sing nie. En toe ek nou weer volwasse kom word in my geloofsoortuiging, toe begin ek nou natuurlik koortjies en gesangstukke en geestelike liedere sing. Maar toen van tyd tot wyl, en as 'n ding wat jy my so bekryp, en dan voel ek lus so om so 'n Bee Gees song te sing, of you know, that type of thing. En ek hou van die ou sangstukke. Ek praat van die goed van die 40er jare, en die 50er jare, en die 60er jare, die goed wat ek gehoor het, my pa en my ma en my oupa en my ouma het gesing. Then I find myself wanting to play and sing those songs. En so een dag, dit was so om en by 2023, so beginpunt van die jaar. Ek het nooit regtig 'n groot aanhanger gewees van Rod Stewart nie. Van julle weet wie Rod Stewart is. Hy is al nou seker 80, maar hy was baie beroemde singer gewees. Maar ek vind nogal nou, wat ek 'n bietjie ouer word, jy weet, is my kind of music. En toe kom dit by my, daar's 'n song van Rod Stewart, wat ek graag wil leer sing. En ek het hom nooit gesing nie, nog nooit voorheen gespeel of gesing nie. En ek gaan soek hom toe op, en ek luister vir hom daar so, en die sangstuk begin met die woorde, I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. Dis hoe die song sing. En ek het kyk toe die song, en ek luister hom so 'n paar keer, en ek sê vir myself, man, die chords, dit klink eenvoudig, laat ek hom gou uitwerk, en ek werk hom so gou uit, en ek sê, no, ek kan hom speel, en ek speel hom so 'n paar keer, speel hom dat ek die melodie reg kan kry, en toe kry ek nou die woorde, en ek begin sing die song. Nou, 'n deel van hierdie song, se koortjie sê, I don't want to talk about it, how you broke my heart. Deel van die koortjie van die gesangstuk klink soos dit. So jy kan hoor aan die woorde, dis nie 'n positiewe ding nie. Dis nie 'n opkikkende ding nie. Dis nie 'n ding wat jou lekker laat voel nie, but the melody and the rhythm and the beat is baie aantreklik geweest. En toe begin ek nou sing en speel die song. I don't want to talk about it, how you broke my heart. En ek kyk toe my dogter wat baie mooi kan sing. Mense, sy kan sing. Sy kan sing dat jou hare regop staan. En ek speel die gitaar en my dogter en ek sing die song. Maar met die gesingery en die spelery het ek so oortuiging begin kry. Jong, Rodney, don't sing that song.
don't sing that song. Maar ek het maar net dik gehou en aangehou en ek speel en sing en agterna as ek nou, ek het myself nou uitgeleef in hierdie song sing en speel. Dit was nie 'n paar maande later nie, toe tref die ernstigste ramp my lewe emosioneel en sielkundig. Maar dis is asof die oortuiging van die Gees my sê, jy moes nooit daai song gesing het nie. Want daai song het gesê, I can see by your eyes that you've probably been crying forever. Dis die ope lyn van daai songstuk. En dan 'n deel van die koortjie wat sê, I don't want to talk about it, how you broke my heart. En ek wil vir julle sê, mense, my hart was in skerwe gebreek deur die insident wat my lewe betree. En ek kon toe, en ek was in 'n sterk oortuiging, it had something to do with me opening the door by agreeing to an experience that will bring me into a state of being shattered emotionally and psychologically, being impacted to a very, very bad degree. And I realized that even just singing that songs, it is my tongue, as the Bible just declares, the power of the tongue has authority over life and death, and he who loves it shall eat its fruit. And now I was eating this fruit of, I can see by your eyes that you've probably been crying forever. En ek het gehuil, wêreldmense, ek het gehuil in hierdie trauma wat my getref het, ek het gehuil. En ek kan letterlik sê, daar was aspekte van wat met my gebeur het, wat ek regtig nie wil sê, I don't want to talk about how you broke my heart. All those words, al daardie woorde, wat ek met my mond, my tong het die woorde gesing, het my oorval, een paar maanden nadat ek Rod Stewart, now I'm making a decision, you know what, I'm not touching that song with a mile long pole. Ek raak nie aan die sangstuk met 'n myl lang paal nie. Nou, ek noem al hierdie dinge, want ek het 'n besorgdheid oor dinge wat ek en u moontlik oor ons lewens gesê het, verklaar het, gepraat het, gesing het. You know, some of the songs today, my son runs a gym. My seun het 'n gym, hy is 'n eienaar van 'n gym, hy is ook die coach en trainer daar, so sy vrou is met hom in die gym as 'n fisioterapeut. En partykeer dan kyk ons sy goed op Instagram, wanneer hulle nou die gym adverteer en sovoorts, en dan kan jy hoor die musiek, en mensdom, daar is musiek vandag, wat sulke lelike vloekwoorde het, ek kan nie verstaan dat dit aanvaarbaar is nie. I can't understand, because I know, not only can you speak and sing tragedy over yourself, but you can also speak and sing uncleanness over yourself. Because when if you look at what's happening in the media at the moment with this P. Diddy court case that has been going forever, al die grootste vermaaklikheids en politieke figure in Amerika wat besmet en besoedel en aangeraak is deur die onreinheid van P. Diddy en die grootste name in vermaaklikheid ooit wat aangetas is deur Jeffrey Epstein se goed en P. Diddy se goed, moetswilliglik word die mense in 'n onrein toestand gebring. En as jy kyk na die musikante en die musiek wat hulle maak en die bewoording in hulle musiek, die Bybel sê vir ons, the word of God says, die mag oor die lewe en die dood is in die tong. En hy wie lief is daarvoor, lief vir wat? Wat doen 'n tong? 'n tong doen die praatwerk. 'n tong doen die verklarings. 'n tong doen die profetering. En selfs, jy kan profeteer met jou sang, met jou singery. En ek het onmiddellik die besluit gemaak, ek wil die lirieke kyk. Ek wil kyk wat sê die lirieke. There's a song by an Irish musician,
the melody, the tune, die wysie, die ritme, die is 'n fantastiese, maar tweekie, bewoording van die ding, luister, dis 'n man wat besig is om selfmoord te pleeg, in die lirieke, en ek het gewonder, in fact, there was one a couple of years back, Suicidal is the name of a song. En die persoon praat en sing van om selfmoord te pleeg. Maar die wysie en die ritme en die beat is so, jy voel eintlik, jy is besig om 'n bietjie lekker te kry. Jy weet, jy beweeg eintlik so saam met die ritme. Maar wanneer jy na die woorde kyk, nou sê jy die woorde oor en oor en oor, want dis hoe songs werk. Songs is 'n herhalende ding. Partykeer kom die song net op in jou kop en jy vind jouself, jy gaan my nie wys nie. Maar jy is besig, soos die ou godsman gesê het. Hierdie man, hy het gehoor by die Heilige Gees sê vir hom, hierdie man het 'n oer en 'n primitiewe wet in sy aanloop gebring, wat nou nie gekeer kan word nie. En wat het die man gedoen? Volgens die familie, hy het van kinderjare af al reeds gesê, ek sal nie oud word nie, ek sal seker soos my pa of my ankel of my oom of my oupa, hulle het gesterf in hulle 30er jare. En hy het die ding so oor en oor herhaal, op die ou en toe dood hy. En die dokters kon hom nie uit sy, doctors couldn't bring him out of his coma. And so, I tell you these things because, en miskien moet ek afsluit met die boek van Jakobus. I want to close with the book of James. James chapter 3. Let's look at the book of James. Hy's net so na Hebreërs. En dit het ook te doen met die tong. En Jakobus sê vir ons, my broers en susters, julle moenie almal leermeesters wil word nie, want julle weet dat God ons wat leermeesters is strenger as ander sal beoordeel. And that's me. You know, I'm a teacher of the word of God. You've sit and been exposed to what I have to say here, and you can see that God has shown me deep and mysterious things which I'm able to explain to other people, but I've got to be so careful. I've got to be so careful. That's me that's being spoken of there. But listen to what he says net. Ons maak almal baie foute, sê hy. Maar 'n mens wat sy tong in toom kan hou, kan dit ook met sy hele liggaam reg kry. If you can just stop your mouth, if you can just put a guard before your mouth, he says. Net as ons tonge in hulle vers 2. Ons maak almal baie foute, maar 'n mens wat sy tong in toom kan hou, kan dit ook met sy hele liggaam regkry. Net as ons stange in hulle bek gesit het, gehoorsaam perde ons en het ons die hele dier onder beheer. Ons praat nou van the bit and bridle, né? En 'n klein roertjie maak dat 'n groot skip draai net waarheen die stuurman wil, selfs wanneer sterk winde waai. So is die tong ook iets kleins. En tog kry dit groot dinge reg. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur. Dit is vol dinge wat jou verhouding met God kan bederf. Dit kan jou hele lewe in vlamme laat opgaan, want die duiwel steek dit aan. Wow! Dus of die duiwel wat jou getuienis gaan wees met jou mond, of God gaan jou getuienis wees met jou mond. Maar jy en ek, ons moet kies wie ons getuienisdraers gaan wees. Die mens kan elke soort dier, voël, reptiel en seedier mak maak, maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n onbeheerde kwaad vol dodelike gif. Partykeer loof daar die tong ons Here en Vader en ander keer vloek dieselfde tong mense wat na die beeld van God gemaak is. Dit beteken dat lof en vloek uit dieselfde mond kom. Dit kan tog nie so wees nie, my broers en susters. Kan 'n fontein uit dieselfde oog soet en bitter water laat opborrel? Kan jy olywe van 'n vyeboom afpluk of vye van 'n druiwestok? Net so min as wat 'n brakbron vars water kan voortbring. Laat my toe om te bid vir jou mond. Maar laat my toe om te bid vir jou wil, om jou mond en jou tong te beheer. Net soos ek die keuse gemaak het, ek sing nie meer Rod Stewart se song nie. Vader, ek dank U en ek bring myself en hierdie gehoor voor U. As 'n genadegebaar vra ek my God,
dat U, soos U vir Jesaja begunstig het, die bevel sal gee vir 'n engel om 'n koolvuur voor die altaar te vat en aan ons lippe en monde te raak, want ons wil sê met soos Jesaja, woe is me, I am undone, for I am a man of unclean lips who dwell amongst unclean people. Father, I pray right now that you would touch our lips and our tongues with a coal of fire, and that the anointing of the Holy Spirit will cleanse and relieve us from the guilt of having confessed that which is death and curses. And instead we now choose to speak life and blessing in the precious and powerful name of the Lord Jesus Christ. We confess salvation and deliverance. In the mighty name of Jesus, we confess healing and recovery, strength and wealth and increase and success and prosperity and holiness and righteousness. We confess these things in the mighty name of Jesus. And Lord, blot out the record of the things that we've said that was wrong, the curses, the negative things, the dark things. Blot it out and bring it under the power of the blood of Jesus. I pray this mercy in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen.